Goeiedag. Nehemia 2 vers 20 sê, toe antwoord ek, en dis nou Nehemia wat hier praat, en sê vir hulle, die God van die hemel, hy sal ons dit laat geluk, en ons, sy knegte, sal ons klaarmaak en bou, maar julle het geen deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie. Die Bybel vir dowes sê oulik, hy sê, julle het nog nooit hier gebly nie. Hier is nou 'n goeie vers om te gebruik, as jy wil verduidelik, hoe voel Israel oor hulle land? Want vir hulle is dit die land wat die Here vir hulle beloof het. En Nehemia, wat gevang was en in Babylon was, en deur die koning verskoon is om sy muur te gaan bou in Jerusalem. Ek kan asseblief laasweek se boodskap kyk. Hy sê vir hierdie mense wat hom wil stop, Nehemia het opdrag van die Here om die muur te gaan bou. Hy het met die koning, wie se skinker, Nehemia was sy skinker, gaan praat, en die koning het hom toestemming gegee om te gaan bou. Nou is daar mense omgewing, wat sê, wat maak julle? En dis die antwoord. Hy sê, die Here sal ons laat geluk. Dis so sê, die Here sal seker maak dat ons plan uitwerk. Die Here seën ons werk. En ons wat vir die Here liefhet, wat hom dien, ons maak klaar, ons maak gereed, ons gaan nou bou. Maar julle wat nie die Here dien, julle wat ons vyand is, wat teen ons is, julle het geen reg of gedagtenis in Jerusalem nie. Ander vertaling sê, julle het nog nooit in Jerusalem gebly nie. Baie interessant, en miskien ook toepas in die tyd wat ons leef. Julle het nog nooit hier gebly nie. Dit is nie aan julle beloof nie. Maar goed, dis 'n preek vir 'n ander dag. Jerusalem is afgebreek. Die hekke is afgebrand. Die mense wat daar bly, het niks. Want onthou, 70 jaar terug, toe die mense gevang is en verwyder is na Babylon, al die gesonde mense, al die mense wat helder dink, wat kan sien en wat kan werk en wat goed lyk en sterk is verplaas. Daar in Jerusalem het net die wat te oud is en swak is en nie gesond is en nie kan ver loop en werk nie, hulle is daar gelos. Maar hulle kry swaar. En Nehemia kom by Jerusalem en hy sien die muur is stikkend. Die hekke is weg, is afgebrand, want dit was hout. Die mense wat daar bly, is soos arm plakkers. Hulle het niks nie. Maar Nehemia, hy huil en hy treur. En hy bid vir homself en sy mense se sonde. Hy herinner, hy sê, Here, U het vir ons hierdie plek beloof lankal. Ons is nou terug. Ons bid asseblief, ons is nou hier. Die koning, baie dankie, het gesê ons mag nou die muur regmaak. Help ons om dit reg te doen. Dankie vir kans om reg te maak. Jou mure het ook gebreek. Dele van jou lewe lyk ook soos plakkerskamp. Bely jou sonde. Sê, Here, die muur het geval. Asseblief, ek wil weer bou. Ek wil regmaak. En ek het laas week vir u verduidelik, Nehemia het visie gehad. Hy het geweet, ons gaan die muur so bou. Ek het nodig dit. Ek het geloof dat die Here vir my sal voorsien. En hy het die werk eenvoudig gemaak. Hy het eenvoudig vir die mense gesê, jy maak so, jy maak so, jy maak so. Almal het geweet wat om te doen, want Nehemia het gevolg God se Bybel, hy het gevolg
God se Gees, omdat hy het tyd gemaak om te lees, te verstaan, te bid en toe te laat Heilige Gees vir hom bedien. Hy fokus op die werk. Hy weet wat is nodig, materiaal, tyd, roete, briewe, beskerming. En Nehemia self, hy het nie gebou nie. Maar hy het geweet hoe om die werk te verdeel en toesig te hou. Nou 'n belangrike ding. Die vyande van Jerusalem. Hulle sien, hierdie manne bou nou 'n muur. En hulle wil dit stop. Maar dit is bietjie moeilik, want hulle het brief van koning, wat Nehemia vir hulle gewys het, sê, hulle mag bou, julle mag nie vir hulle stop nie, julle moet ook vir hulle, die wat klaar moet betaal. Hulle moet gee hout, hulle moet gee diere, hulle moet gee hulp. Maar Nehemia, hulle nooi, hulle sê, hey Nehemia, kom hier, ons wil met jou praat, ons wil hoor wat het jy nodig, ons wil met jou gesels. Maar Nehemia, omdat hy het by die Here gehoor, omdat hy ken die Here se woord, omdat hy vertrou die Here, omdat hy weet wat hulle planne is, want God openbaar. Hy sê, ek wil nie gaan nie. En dit is so 'n lekker storie, want daardie vyand is in die dal van Ono. Maar in Engels, hy klink so lekker om te sê, oh no. Hierdie vyand wil sê, kom hier na oh no toe, kom hier na waar ons jou aandag kan afraai, ons wil 'n bietjie gesels. En ek hou van die antwoord wat Nehemia in Nehemia 6 vers 3, hy sê, ek is besig met belangrike werk. Ek het nie tyd om na julle te luister nie. Dis so belangrik. Hierdie manne sê, kom hier na ou nou, kom hier na laag, kom hier na onder, kom hier na waar ons jou kan verlei, kom hier na waar ons so 'n bietjie jou aandag kan aftrek, waar ons jou kan manipuleer. Maar hulle woorde is soet en mooi, maar Nehemia weet, hulle wil sy aandag aftrek. Hulle het 'n slegte plan. Dit is so die duiwel. Jy is besig met die Here se werk. Nou wil die duiwel sê, kom so bietjie hier na ou nou toe. Kom so bietjie hier na laag, hier in die vallei. Dan moet jy soos Nehemia antwoord en sê, hey, ek kan nie nou kom nie. Ek is besig om vir die Here 'n groot werk te doen. Ek het nie tyd om na julle te luister. Ja, ek hou daarvan. Mag jy so besig wees met God se werk, met die plan wat die Here jou gegee het. Mag jy so fokus op dit wat die Here wil hê, dat jy, as die vyand kom en jou wil verlei, dat jy net sê, hey, jy wil my tyd mors, ek het nie tyd om te mors, ek is besig met belangrike werk vir die Here. Fokus op die visie, die geloof wat die Here vir jou gegee het. Moenie dat 'n vyand jou aftrek na ou nou toe nie. Ons is besig met, ons luister vir die Here, ons volg sy woord, ons doen wat hy wil hê, en ons doen herstelwerk in sy koninkryk tot sy verheerliking. Amen.